Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxa Deo Tuinroete. Goeiedag, ek is Nalge Meiburg. Ek is deel van die leierskap van die Tuinroete in Doxa Deo en dit is vandag vir my 'n groot lekkerte en 'n groot voorreg om saam met jou in die woord te kan kuier. Nou vandag skop ons 'n nuwe preekreeks tema af waaroor ons vir die volgende 2 Sondae gaan gesels en ek gaan nou so 'n bietjie meer stil staan by hierdie tema, maar ek wil vandag begin deur vir jou 'n vraag te vra en dit is: het jy al iewers in jou lewe op jou geloofspad getwyfel? Het jy al die vraag gevra, hoekom Here? Hoekom het hierdie spesifieke goed in my lewe gebeur? Hoekom bevind ek myself in hierdie omstandighede? En hoekom ek? Hoekom Here? Miskien is jou vrae en uitdagings nie so persoonlik nie, maar eerder vrae wat verband hou met die hoekoms van die wêreld rondom jou. Hoekom is daar soveel swaar kry? Hoekom is daar soveel gebrokenheid? Hoekom is daar soveel goed in so slegte toestand in die wêreld rondom my? En hoe maak ek sin van dit alles? Nou, hierdie vraag is beslis nie 'n nuwe vraag nie, en ek en jy is ook nie die enigstes wat al die vrae gevra het nie. So ongeveer 300 jaar voor Christus was daar al 'n Griekse filosoof met die naam van Epicurus wat ook 'n grip op hierdie selfde vrae probeer kry het, maar ongelukkig sonder die inspraak van die Bybel. So sy gevolgtrekkings oor goed en sleg was as volg opgesom. Eerstens het hy gesê, as God nie in staat is om boosheid te stop nie, is hy dan nie almagtig nie. En tweedens het hy gesê, as God in staat is om boosheid te stop en dit nie doen nie, dan is hy nie goed nie. So dis die vraag waarmee hy gestoei het. Met ander woorde, as God almagtig en goed is, hoekom gebeur daar nog slegte dinge wat lyding en pyn in ons lewens veroorsaak? Nou die afgelope tyd in ons eie konteks het ons baie gepraat oor Jesus se koningskap, His glory en sy heerlikheid, en in die lig van dit kan ons die vraag dan translate as Jesus dan koning is en regeer, hoekom beleef ons dan nog swaar kry en lyding en alles wat saam met dit gaan? Nou ek wil vandag saam met jou gaan kyk wat die skrif oor lyding sê. Want ons sien in die skrif dat lyding en swaar kry baie dikwels integraal deel was van die lewensstories van die mense in die Bybel. Dit was selfs deel van Jesus se lewe op aarde. Met ander woorde, die Bybel vermy nie die tema van lyding en swaar kry nie. Maar hier is iets baie belangriks wat ons moet hoor. Die Bybel vermy nie hierdie tema nie, maar die Bybel stop ook nie by die hoekom vraag nie. Die Bybel gaan altyd oor na 'n volgende vraag toe wat sleutelbelangrik is in ons hantering en in ons belewenis van lyding. En hierdie vraag is, hoe nou, in plaas van hoekom. En daarom is dit dan ook die tema van ons 2 weke preekreeks. Nie hoekom nie Here, maar hoe nou Here. Nou as ons 'n bietjie in die skrif gaan ronddelf,
gaan ons sekerlik meer as een antwoord of meer as een verklaring kry hoekom daar soms lyding is. Daar's moontlik baie redes, soos die rede dat mense geskape is met 'n vrye wil. En soms maak mense verkeerde keuses en dit bring dan gevolge wat lyding kan veroorsaak. Dis 'n moontlike verklaring. Daar's redes soos die feit dat die skrif sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die bose magte. En dit kan swaar kry of dit kan lyding meebring. Dan weet ons, is daar die uitsonderlike storie van Job. Job was 'n regverdige man, hy was 'n toegewyde man aan God, en Job was 'n voorspoedige man. Maar dan neem die storie van Job 'n drastiese draai, wanneer die Satan kom en beweer dat Job net getrou is aan God, omdat God hom seën. En Satan sê, as Job alles sou verloor, dan sal hy nie meer so getrou en toegewyd aan God wees nie. En dan sien ons in hierdie storie van Job al die lyding waardeur Job gaan as gevolg van hierdie aanklag van die vyand en dan die geloofstoets waardeur Job gaan. Somtyds het lyding of swaar kry moontlik te doen met die dissipline wat ons beleef, waarna die Hebreërs skrywer verwys in Hebreërs 12. Op die oomblik van dissipline, lyk dissipline nie of dit blydskap bring nie, en dit voel na lyding of swaar kry, maar later lewer dit die vrug van geregtigheid op, soos die Hebreërs skrywer dit ook noem. So, hierdie is 'n klomp verklarings vir die redes hoekom ons lyding en swaar kry kan beleef. Maar vandag wil ek saam met jou fokus op een baie spesifieke aspek van lyding, wat ek glo jou en my gaan help om met ons geloofsperspektief oor lyding en ook in tye van lyding, sodat dit gebaseer sal wees op hoe nou Here en nie hoekom Here nie. So Paulus skryf in Romeine 8 iets baie groot. Hy skryf dat die hele skepping nog saam met ons as kinders van God sug en 'n geboortepyne verkeer en hoop om vrygemaak om nuut gemaak te word. So wat beteken dit as Paulus dit sê? Nou iets baie interessant, die opskrif van hierdie gedeelte waarin Paulus hierdie woorde gebruik, is die opskrif die eerstelinge van die Gees in die 1953 vertaling en die opskrif toekomstige heerlikheid in die 2020 vertaling. So ek wil dit graag saam met jou lees, dat jy dit kan hoor. Romeine 8 vers 18 tot 25. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie, want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Paulus sê in hierdie gedeelte, dit is so. Dit is so dat die skepping tans nog onderworpe is aan die verval en die gebrokenheid as gevolg van die sondeval en alles wat saam met dit gegaan het, maar dit sal verander. Dit sal verander die dag wanneer God alles finaal gaan nuut maak. En dit is ons hoop. En daarom volhard ons. Die swaar kry wat ons nou beleef, kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat op ons wag nie. En saam met dit het ons nou reeds die Heilige Gees as God se eerste gawe ontvang. Die Engelse vertaling
praat van hierdie gedagte van die Gees van God as 'n eerste gawe, as the first fruits of the Spirit. Nou, hierdie konsep van first fruits kom oorspronklik uit die landbouwêreld, waar die eerste vrugte altyd 'n waarborg was, dat die res van die oes wel sal volg. So wat sê Paulus hier? Hy gebruik hierdie beeld van the first fruits om ons aan te moedig. Ons het nou reeds die Heilige Gees wat in ons woon en die werk van die Heilige Gees en die bekragtiging van die Heilige Gees. Dit is 'n waarborg van die finale verlossing van lyding en pyn en gebrokenheid en is 'n waarborg dat God alle dinge nuut gaan maak. So, as ons so na lyding kyk met hierdie insig van Romeine 8, dan sien ons en verstaan ons eerstens dat dikwels beleef ons die lyding en swaar kry van goed wat met ons gebeur, en hierdie goed wat selfs baie onregverdig kan voel, omdat goed nog stikkend is. Omdat daar nog gebrokenheid is, en omdat ons nog wag vir hierdie toekomstige volmaakte heerlikheid en herstel. So ons kan dit noem, ons beleef lyding as gevolg van hierdie gebrokenheid en verganklikheid, veroorsaak dit dikwels lyding en swaar kry. Maar niks van hierdie dinge laat ons hopeloos agter nie, want ons weet, daar's 'n toekomstige heerlikheid op pad, wat al hierdie lyding sal oortref. En daarom volhard ons ten spyte van onregverdige en selfs onverklaarbare lyding wat soms op ons pad langskom. Ons hoop en ons vaste wete is, God se volmaakte heerlikheid is op pad. En hierdie heerlikheid sal al hierdie dinge, al hierdie swaar kry, al hierdie lyding oortref. Tweedens, beleef ons soms ook nog lyding, ja, omdat daar nog gebrokenheid is, maar dis nie net as gevolg van nie, dit is ook lyding terwille van. Ek beleef dat ek sekere lyding hanteer of verdra, omdat dit 'n baie spesifieke doel het. En ons sien dit in Jesus se lewe. Hy beleef lyding as gevolg van sonde, maar ook baie spesifiek lyding terwille van. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom, terwyl ons so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Ons sien Jesus volhard in sy lyding. Hy verdra die kruis, maar hy doen dit met sy oë gefestig op die vreugde van dit wat die kruis sou bring. En dit is ook die begin van die toekomstige heerlikheid waarvan Paulus in Romeine praat. Was dit nie vir hierdie lyding van die kruis nie, sou daar nooit hierdie toekomstige heerlikheid wees waaroor Paulus in Romeine 8 skryf nie. En so nooi die Hebreërskrywer ons dan om ook so te kyk en perspektief te kry op lyding en op die lyding wat ons nou ervaar terwille van. Ons weet, hierdie lyding is vir 'n groter doel. Die doel om God se heerlikheid in 'n situasie of in 'n omgewing te sien kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Het jy al agtergekom dat ons as mens pyn anders te hanteer as daar purpose in die pyn is? Ek verstom my altyd oor mense wat baie geld betaal eerstens om in te skryf vir lang maratonne en dan nog boop daai duur inskrywingsgeld baie pyn beleef voor en op die dag van die lang maraton. Maar hulle doen dit en hulle verduur daardie pyn want die pyn het 'n purpose. Die pyn bring positiewe voordele. Dit bring 'n sense of accomplishment. Dit bring gesondheidsvoordele, dit bring gewigsvoordele, dit bring emosionele welstandvoordele. En dit lyk vir my, daar's nog 'n klomp voordele waarvan ek nie eers bewus is nie, want ek sukkel om die gehardlopery te verstaan.
maar dis 'n feit. Hier's maar net een voorbeeld. As daar purpose in pyn is, hanteer ons dit heeltemal anders. Somtyds is jy in spesifieke situasies of posisies of plekke geplaas en alhoewel jy daar lyding en swaar kry mag beleef, weet jy ook, jy is daar om die heerlikheid van God en die koninkryk van God in daardie situasies of plekke in te dra, sodat God se doelwitte daar bereik kan word. There's purpose in the pain. Nou vir my, om te volhard, om hierdie purpose te kan sien en hierdie purpose te verstaan, het ek nodig om gereeld na Jesus se voorbeeld te kyk. Sy voorbeeld van lyding en wat hierdie lyding bereik en bewerkstellig het. So ek wil weer vir jou Hebreërs 12 lees vers 2 en 3, maar in die message parafrase, want hierdie parafrase sê dit so mooi en so spesifiek. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now he's there, in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again, item by item, that long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. As jy moeg raak, as jy perspektief verloor, kyk na Jesus. Kyk na God se plan, kyk na sy manier van dinge doen. Daar is purpose in die pyn. En die heerlikheid wat God wil bring en wil doen, kan nie vergelyk word met die swaar kry en die lyding nie. Saam met hierdie voorbeeld van Jesus, het ek nodig om gereeld met God se teenwoordigheid en inspraak te engage en vanuit dit te leef. Ons is hierdie jaar besig met 'n reis in die boek Hebreërs en ons het al reeds baie gepraat oor Jesus wat nou ons hoëpriester is en wat medelee het met ons lyding en ons swaar kry en ook wanneer ons swak voel. Ons kan met vrymoedigheid na hom toe gaan want ons leef nou in sy teenwoordigheid. En ons kan enige tyd, enige plek met dit engage. Hy is die een wat ons help. Hy is die een wat ons bekragtig. Sy teenwoordigheid is ook die plek waar ek perspektief kry op my lyding en waar ek bekragtig word vir hierdie purposes wat God beplan en 'n gedagte het. Die Hebreërs skrywer sê weer in die laaste hoofstuk van Hebreërs, Hebreërs 13 vers 5 en 6, ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is vir my 'n helper, ek sal nie bang wees nie. In 1 Petrus 2 vers 6 en 7 sê Petrus die volgende belangrike waarheid. Hy sê, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore, kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Dit laat my dink aan die fondasie van 'n huis of 'n gebou. As die fondasie reg saamgestel is vir die gewig wat die fondasie moet dra, dan is die gewig nie 'n probleem nie, want die fondasie se integriteit is gereed vir dit. Ons as kerk, die eklesia van God, se fondasie is meer as gereed, want ons fondasie is Jesus, die ewige laaste koning, wat alle bose magte oorwin het en vir ewig sal regeer. En ons steun op hierdie ewige fondasie, ook in ons lyding en ons swaar kry, wanneer ons druk en pressure beleef. Ons is nou deel van dit wat God doen, en daarom beleef ons dikwels ook lyding, want hierdie lyding het 'n doel, ter wille van. Dit bewerkstellig 'n heerlikheid wat nie met die lyding van die huidige vergelyk kan word nie. Ek wil vandag vir jou 'n laaste skrifgedeelte uit Korintiërs gee, waar Paulus dit weer bevestig.
Hy sê weer, kom ons hou ons oë gefokus op hierdie heerlikheid en op die beloftes van God. 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. Ek wil vandag saam met jou afsluit met 'n lied, die lied Cornerstone, as 'n tyd van gebed. En mag jy vandag opnuut beleef hoe die Here jou die perspektief van die skrif gee op die lyding en die swaar kry wat jy dalk huidiglik beleef. En mag jy beleef hoe jy, omdat jy in Jesus glo en glo dat hy jou gebruik om die heerlikheid van sy koninkryk in verskillende omgewings en situasies in te dra, daagliks kan leef in die krag en die oorwinning en die heerlikheid wat daar in Jesus ons fundament is. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus.